lekker om julle weer te sien. Ons is mos besig met ons geloofsalfabet. En ons is nou al by die lettertjie T. 'n T, maats. Dink 'n bietjie saam met my. Waarvoor kan dit staan? O nee, maats, dit's nie vir toiletpapier nie. Maats, 'n T staan vir trou en vandag leer ons oor God se trou. Ons gesels nie vandag oor daardie trou, wanneer 'n bruid in haar wit rok en 'n bruidegom netjies aangetrek opdaag en daar is klomp mense en voor daardie mense maak hulle aan mekaar beloftes nie. Ek wonder of was julle al op 'n troue gewees. Maar maats, ons gesels wel oor beloftes maak. Want as iemand getrou is, dan kom hulle die beloftes na wat hulle maak. Hulle doen wat hulle gesê het hulle gaan doen. Nou maats, ek dink ons het al almal beloftes gebreek. Het jy al vir pappa of mamma gesê, ek beloof, ek sal nie weer lelik wees met boetie of sussie nie. Ek sal hulle nie weer seermaak of uit my kamer uitsluit nie. En dan het jy dit maar weer gedoen want hulle het jou vies gemaak. Of maats, miskien het ons al iets beloof wat ons gaan doen en dan het ons dit nie gedoen nie. Soos om jou bed op te maak of jou asblik uit te vat. Maats, ons as mense breek ons beloftes maklik. Maar weet julle wat? God is altyd getrou. Ons kan op hom staat maak, hy kom sy beloftes na. Een van die mooiste stories in die Bybel daaroor is die storie van Noag, wat ons raak lees in Genesis 6. Kom ons lees vandag 'n bietjie oor Noag en sy groot boot. Is julle gereed om saam met ons te kom vaar? Noag was 'n goeie man. Hy was sommer baie anders as die ander mense, want hy het God lief gehad. Hy was gehoorsaam en het gedoen wat God vra. Die mense op die aarde het baie sleg geword. Hulle was ongehoorsaam en het verkeerde dinge gedoen. Hulle het nie meer vir mekaar omgegee nie. Dit het God hartseer gemaak. Hy weet alles wat mense doen. God het vir Noag gesê, ek het besluit om 'n einde te maak aan die mense wat my so hartseer maak. Die mense is so ongehoorsaam dat die hele wêreld nou sommer vol sonde is. Ek het die aarde gemaak. Dit is myne. Ek kan dit ook weer vernietig. God het vir Noag 'n opdrag gegee. Bou vir jou 'n houtskip, 'n groot boot. Jy moet die skip in kamers opdeel. Die binnekant en die buitekant moet jy met teer smeer, sodat die skip nie lek nie. Die skip moet groot wees, want daar moet baie goed kan ingaan. God het ook vir Noag gesê hoekom hy die skip moet bou. Hy het gesê, ek gaan 'n groot oorstroming oor die aarde laat kom. Ek gaan alles wat op die aarde lewe, laat verdrink. Daar gaan niks oorbly nie. Maar met jou wil ek 'n ooreenkoms aangaan. Jy en jou vrou en jou seuns en hulle vrouens moet in die skip ingaan. Van al die diere en voëls en insekte moet jy 'n mannetjie en 'n wyfie saam met jou in die skip laat ingaan. Net hulle sal nie verdrink nie. Jy moet ook vir julle almal kos in die skip bære, want julle gaan lank daarin moet lewe. Noag het presies gedoen wat God vir hom gesê het. Presies op die 7de dag het die oorstroming oor die hele aarde gekom. Dit het verskriklik begin reën. Al die fonteine het boonop oorgeloop. Dit het 40 dae en 40 nagte lank aanhoudend gereën. Noag het 40 dae lank gewag. Toe het hy die venster van die skip oopgemaak en 'n kraai laat uitvlieg. Die kraai het heen en weer gevlieg, maar kon nêrens gaan sit nie. Daar was nog te veel water. Na 7 dae het Noag 'n duif laat uitvlieg. Maar die duif het ook net rondgevlieg en teruggekom. Noag het nog 7 dae gewag.
en hy het weer die duif laat uitvlieg. Teen die aand het die duif teruggekom met 'n groen takkie in sy bek. So het Noag geweet, die bome se toppe steek al uit. Noag het nog 7 dae gewag en toe weet Noag dat die water heeltemal opgedroog het. Presies op Noag se 601ste verjaarsdag het hy die deur van die skip oopgemaak en uitgekyk. Die water het heeltemal opgedroog en dit was tyd om uit die skip uit te gaan. God het vir Noag en sy seuns gesê, ek wil vir julle en die mense wat na julle kom, iets beloof. My belofte is ook bedoel vir al die diere wat saam met julle uit die skip gekom het. Dit is wat ek beloof. Ek sal nie weer al die mense en diere deur 'n oorstroming uitroei nie. Ek gee vir julle 'n teken wat julle aan my belofte kan herinner. Dit is die reënboog. Wanneer die wolke saampak en julle bang word dat daar weer 'n groot oorstroming kom, moenie bekommerd wees nie. Ek sal die reënboog tussen die wolke raak sien. Dit sal my aan my belofte herinner. Ek sal dan nie weer 'n groot oorstroming stuur nie. Maatjies, die verhaal van Noag herinner vir ons dat God sy beloftes hou. Wanneer dit volgende keer weer reën, gaan 'n bietjie buitentoe na die reënbui en kyk of jy 'n reënboog in die lug sien. Onthou dan dat God lank reeds aan Noag beloof het dat hy nooit weer so 'n vloed oor die aarde sal stuur nie. En God hou sy beloftes. Daar is allerlei wonderlike beloftes in die Bybel wat God vir ons gee. Hy beloof dat hy vir ons sal sorg. Hy beloof dat ons nooit alleen is nie. Hy beloof ook dat hy ons sal beskerm en dat hy ons troos. Ja, nog 'n woordjie wat met 'n T begin, maats. Maatjies, kom ons probeer ook sommer 'n bietjie harder hierdie week om ons beloftes te hou, om te doen wat ons sê ons gaan. Vandag maak ons reënboog cupcakes, soos wat julle dit ken. Wat het jy alles vir dit nodig? 'n mengbak, 'n houtlepel, 'n kolwyntjie pannetjie, houertjies vir jou kolwyntjies of cupcakes, 1 en 'n halwe koppie koekmeel. ‘n 3/4 koppie suiker, 2 teelepels bakpoeier, 'n knippie sout, 'n halwe koppie melk, 'n halwe koppie kookolie, 2 eiers en 'n teelepel vanilla. Meng nou die mengsel goed deur met jou houtlepel. Ek gaan nou die deeg uitskep in verskillende bakkies om dit te kleur. Kyk dat jy min of meer dieselfde hoeveelheid kleersel het. Gebruik sommer enige kleur kleersel wat jy in die huis het. Ek het poeierkleersel in die huis gehad en ek het ook bondgoedjies in die huis. Kom ons begin eers hiermee. Gooi die bondgoedjies in by jou mengsel en dan roer jy dit goed. Nou gaan ons ander deeg kleur met poeierkleersel. Nou gaan ons kolwyntjies in die oond sit. Nou gaan ons hulle uit die oond uithaal, 'n bietjie laat afkoel en dan kan jy hulle versier net soos jy wil. En hierdie een het so 'n interessante patroon van kleure gemaak. Kyk hoe mooi vol reënboogkleure is hierdie cupcake.
Ons sien mekaar weer volgende week. Tot dan, soet wees, tata!